Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Ons roep nou ons Here aan en bely ons afhanklikheid. Kyk, soos die oë van die diensknegte is op die hand van hulle Heer. Soos die oë van die diensmaagde is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die hand van die Here ons God. En dan antwoord hy ons: genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onse Vader en Christus Jesus, onse Here. Amen. Kom ons sing dan vir ons Here uit Psalm 103 vanoggend. Ons loof hom met hierdie Psalm, waar ons saam vir hom gaan sing vers 1, 8 en 9. Loof ons die Here met die woorde: loof, o my siel, en alles wat in my is. Loof, loof die Heer, in wie ek van harte bly is. Verhef sy heilige naam met lof en prys. Laat hoor my siel die stem van dankgebede. Vergeet nooit een van sy weldadighede. Vergeet hom nie wat jou sy guns bewys. Psalm 103, daarvan vers 1, 8 en 9. Ons bly nou ook van harte saam met die kerk oor die wêreld, deur die eeue, ons geloof. Ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword.
Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons Here antwoord ons deur nou sy wet vir ons voor te hou. Kosbaar wanneer hy sy wet voorhou dat hy ons nie net leer nie, hy ons nie net rig nie, maar hy ons ook verneder. Tot 'n diepe begrip bring van ons nood vir sy genade, ons afhanklikheid van sy goedheid. Ons luister dan saam na die wet van ons Here vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sien ons tekort en ons swakheid die duidelikste wanneer ons kyk in die wet van die Here. Kom ons sing dan vir die Here in antwoord, Psalm 116. Psalm 116 gaan ons saam sing vers 1, 2 en 3 en wanneer ons dan sing in vers 2, om my was bande en strikke van die dood en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was my lewe. Daar sing ons van ons begrip van ons sonde. Ons begryp die heilige God se toorn oor sonde. Dan sing ons, ek was benoud, toe ek my swakheid, my skuld sien uit die wet van die Here, was ek benoud, vol droefheid, maar ek het die Here gesmeek in al my nood. Ag, red my Heer na u beloftenis. Toe het God gehoor. Hy is my lofsang waardig. Hy is die Heer wat goed is en regvaardig en vir sy volk groot van ontferming is. Psalm 116, daarvan vers 1, 2 en 3.
Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel woon, wat is ons dat U na ons luister? Wat is ons dat U na ons omsien? U is die ewige God van hemel en aarde. U is die een voor wie elke gedagte, elke bedoeling, elke hart oop en bloot lê. Wie en wat is ons dat ons U kan aanroep? Doch buig U na ons neer. Doch is die goedertierenheid en genade oor ons so groot, dat U selfs U eie seun aan ons gegee het. Nou ons prys U vir ons Here Jesus Christus, hy deur wie U hoor na ons stem uit vrye welbehae. Dankie dat ons eerlik en gebrokenhartig na U kan kom met ons sonde, met ons smet. Wil U ons dan ons skuld vergewe en ons genadig wees? Was ons skoon met Christus se bloed, nie net van die skuld nie, maar ook van die krag van die sonde. Want ons wil U gehoorsaam wees, ons wil lewe volgens U wil, ons wil in ons lewens U verheerlik en U behaag. Versterk ons dan ook. Versterk ons in ons heiligmaking, suiwer ons. Dankie vir U getrouheid aan ons, al is ons so onwaardig. Dankie vir ons gemeente, ons broers en susters en al die gawes wat U gee. Dankie dat U ons gemeente bewaar, opbou, ons lei, ons versorg al die jare. Vader, ons bid, en die besonder dan vir ons lede wat swaar kry. Sommige is eensaam, ander is siek, ander weer swak, sommige het groot kommer en seer oor hulle kinders. U ken elke een se seer. Vertroos en versterk hulle soos net U kan. Mag ons, hulle broers en susters, sover ons vermoë strek, hulle in die besonder lief hê en dien. Maar o, wil U die Almagtige hulle naby wees. En wil U gou uitkoms gee. So bid ons ook vir ons land, vir ons owerhede en ons leiers. Skenk hulle tog bekering waar hulle van U weer afdwaal. En seën hulle volgens U genade. Ek bid ook vir die boere in ons land en die besonder vir die wie in hierdie tyd van veesiekte en van droogte swaar kry. Wil U aan hulle uitkoms gee. Wil U aan hulle krag en nabyheid skenk. Mag hulle die soet waarheid proe dat hulle lot altyd in U hand is. Lei ons ook nou waar ons na U woord wil luister. Wil U ons geopende ore en sagte harte gee. Laat U kosbare beloftes ons wankelrige harte stit. Versterk ons, voed ons deur die goeie uit U woord. Hoor ons bede, Vader, om ons Here Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Voordat ons saam gaan luister na die woord van ons Here, gaan ons eers weer vir hom sing, Psalm 119. Psalm 119 gaan ons saam sing vanuit vers 40. Roos my nou met die beloftes
vanoggend voort met ons reeks vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. Julle kan saam met my oopmaak en oophou daar by 1 Petrus waar ons vanoggend sal begin kyk na hoofstuk 4. Met die oog op ons viering van die heilige nagmaal volgende week, oorweeg die volgende. Is God en sy wil vir jou bevredigend en kosbaar genoeg om voor te lei? Dis 'n ingrypende vraag. Is ek bereid om van die wêreld en sy begeerlikheid en van die sonde af te sien en selfs te lei, omdat ek God en sy wil vir my lewe soek, omdat dit vir my meer bevredigend en meer kosbaar is as wat die wêreld en die sonde my kan bied? Dis die vraag wat Petrus in die teks vanoggend voor ons lê. Ons luister dan saam na 1 Petrus 4, daar gaan ons saam luister na vers 1 tot vers 6. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook bewapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laste. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. En daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. Tot sover. Wanneer mens swaar kry en ly vir 'n saak, vat dit nie lank vir ons om tot by die vraag te kom, is hierdie die moeite werd nie? Dieselfde vraag sou verseker by Petrus se lesers opgekom het in die tyd toe hy hierdie brief aan hulle gerig het. Petrus se lesers sou waarskynlik voel, ons strewe daarna om in alles in ons lewens getrou te bly aan Christus, maar ons sukkel. In hierdie goddelose, afgodryke plek word ons nie geseën vir ons getrouheid nie, ons ly. Ons word verdruk, ons word verstoot, ons word gespot, ons word gelaster, ons word uitgesny. Getrouheid kos baie, is dit nog die moeite werd? Wanneer jy Christen vandag strewe met ywer om oral in jou lewe getrou te wees aan God en sy wil, dan gaan jy ook voor hierdie selfde kwessie kom, is dit die moeite werd? Ek word uitgesluit, ek word verag, ek word verspot, ek word bestempel as preets en skynheilig en liefdeloos. Ek verloor vriende, verloor familiebande, gewildheid en eer. Boonop is ek nog met hierdie selfverlonende stryd teen my eie sondes besig waarin ek nie baie goed doen nie. Ek sukkel, ek's moeg, ek's moedeloos. Is dit die moeite werd? Ek sal met my na vers 1 en 2 van ons teks. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jou ook bewapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Besonder as ons kyk wat Petrus gedoen het tot op hierdie punt, hy noem nou, omdat Christus vir ons na die vlees gelei het. Wat hy in die vorige gedeelte gedoen het, en nog voor dit begin het, is hy het vir ons gewys, hoe ons Here Jesus Christus die wil van God so kosbaar geag het. Soveel bevrediging gevind het in getrouheid aan God, dat hy tot op die dood toe bereid was om te ly en getrou te bly. Hy het gehoorsaamheid aan God as meer
as beter geag as enigiets wat hierdie wêreld kan bied. En dis het hy nie vir 'n oomblik in sy gehoorsaamheid of getrouheid gefaal nie. Hy het dit nie vir 'n oomblik prys gegee te wille van wêreldse wins nie. En hy kon gereeld. Hy was 'n mens in versoeking. Hy kon baie keer swaar kry en lyding vryspring deur toe te gee. Maar hy het getrouheid gekies bo gemak, bo gerief. Hy het die lyding wat getrouheid kos aanvaar en nie toegegee om dit te vermy nie. En dan sê Petrus, omdat Christus so gelei het in sy vlees, in sy mens, bewapen julle met hierdie selfde gedagte. Dat getrouheid en gehoorsaamheid aan God oneindig meer kosbaar en bevredigend is as wat hierdie wêreld en wat die sonde kan bied. Selfs al kos dit jou baie. Selfs al moet jy ly. Wanneer jy bereid is om te ly ter wille van getrouheid aan Christus, dan sê Petrus, iets wat dit duidelik maak, iets wat gebeur het met jou, is jy dan opgehou met die sonde. Ons in vers 1 sien. En dit beteken nie jy gaan nooit weer sonde doen nie. Dit beteken nie jy's nou in staat om nie meer te sondig nie. Wat Petrus wel hierso bedoel, is hy sê dat indien jy bereid is om getrou te wees aan Christus, sy wil te soek ten spyte van die lyding wat dit kos, dan is dit 'n bewys, dan is dit duidelik dat sonde heers nie meer oor jou nie. Die sonde en die gemak, plesier en enige voordeel wat jy daaruit sou kon kry, is nie meer jou skat nie. Is nie meer jou bevrediging nie. Sonde het daardie plek in jou hart verloor. En dit lei dan daartoe dat jy, soos in vers 2, die oorige tyd in die vlees, dit is nou die res van jou tyd op aarde, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense lewe nie, maar volgens die wil van God. Dit is die gevolg daarvan, wanneer jy jouself met hierdie ingesteldheid, hierdie gedagte van Christus, wat hy gehad het, dat gehoorsaamheid aan die wil van God oneindig meer bevredigend en meer kosbaar is as wat die sonde kan bied. Wanneer jy jouself bewapen met dit, gebeur vers 2. Jou tyd wat jy hier op aarde het, dit mag 20 jaar wees. En dit mag nog 20 dae wees. Daardie tyd gaan deur een van twee dinge gekenmerk word. Die begeerlikheid van die mens, indien jou hart meer waarde en bevrediging vind in die wêreld en wat die sonde vir jou kan bied, gaan dit jou kenmerk. Die begeerlikheid van die mens, of die wil van God. Indien sy wil vir jou so kosbaar en bevredigend is, dat jy selfs bereid is om te ly, weens jou getrouheid, dan is dit wat jou gaan kenmerk. In ander woorde, indien God en sy wil vir jou so kosbaar en bevredigend is, dat jy dit doen, selfs al kos dit jou lyding, en die sonde sy krag en heerskappy oor jou verloor. Waaruit kom ons sonde? Dit kom uit ons harte uit wat kyk na gehoorsaamheid aan die Here en kyk na sonde, die plesier, die gemak, die vermyding van vervolging of lyding wat dit ons kan bied. En dan vind ons dit beter. En ons kies dit. Nee, wanneer ons selfs bereid is om te ly ter wille van Christus en gehoorsaamheid aan hom, dan wys dit, bevestig dit, dat die sonde nie meer oor ons heers nie, sy heerskappy verloor het. Die feit dat jy ly ter wille van getrouheid en gehoorsaamheid aan Christus, is nie vreemd nie. Jy is eenvoudig besig om te groei in hierdie gedagte van Christus, die ingesteldheid van Christus, wat sê, ek gaan die wil van God doen, al kos dit my lyding. En op hierdie punt kan jy jouself vra, kos gehoorsaamheid aan God my ooit lyding? Behoort. En baie van ons voel dalk nie regtig nie.
Ek kan nie regtig iewers sien waar dit my lyding kos om getrou te wees en gehoorsaam te wees aan God nie. Wel, dis een van twee redes. Dalk verstaan jy lyding net verkeerd. Dalk wanneer jy dink aan lyding, dan dink jy aan vervolging tot die dood toe en tronkstraf en jou huis wat geplunder word. Dis nie al wat lyding vir Christus is nie. Wanneer jy getrou is aan die wil van die Here in jou lewe en jy word van geskinder. Jy word uitgesluit. Jy word belaster, beswadder, soos wat ons later in die teks gaan sien. Dis lyding. En hoekom is dit belangrik om dit te erken as lyding? Want ons harte is so geneig om getrouheid op te gee, om sulke klein tipes lyding te vermy. Ons wil nie van geskinder word nie. Ons wil nie gesien word as skynheilig of verskriklik oudtyds nie. So ons gee ons getrouheid en ons gehoorsaamheid so bietjie hier en bietjie daar op, sodat ons daarmee daai, maar er word nie sleg van ons gepraat nie, word nie sleg na ons gekyk, ons word nie uitgesluit nie. Dit is nodig om te hoor, daardie dinge, sosiale uitsluiting en skinde, dis lyding. Dis lyding vir Christus. En as jy dit nie erken nie, gaan jy dit te maklik jou gehoorsaamheid opgee om dit te vermy. So dis die een rede. Die ander rede hoekom jy dalk kan voel, maar jy ly nie regtig weens gehoorsaamheid aan Christus nie, is want jy is nie regtig baie getrou nie. Dis 'n groot moontlikheid. Vra jouself af, kyk na jou lewe. Kyk na jou verlange, jou begeerte, jou ywer om gehoorsaam te wees. En dan vra jy, is ek bereid om dit te doen? Om te doen wat Christus sê, te staan by sy woord, na hom te luister, dinge wat verkeerd is te vermy, ten spyte van wat familie en vriende doen en sê. En is ek bereid dan om werklik verag te word, beskaam te word, eenkant gestoot te word, terwille van daardie getrouheid aan Christus. En Petrus herinner hulle dan, vers 3, want dit is goed genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brassery, drinkparty en ongeoorloofde afgoderry. En let op wat Petrus hier doen. Besonders daar's twee dinge wat ons hier moet oplet. Eerstens, niemand is so ver verlore of so diep verdorwe dat die evangelie hulle nie kan red nie. Besonderse ding wat jy in hierdie teks moet sien, want met wie praat Petrus wanneer hy hierdie sê? Hy praat met die kerk. Hy praat met Christene. En dan sê hy, noem hy hierdie verskriklike lys sondes wat in die gemeenskap was en sê, julle was deel van dit. Wat sê dit vir jou? Wat moet vir jou uitstaan in dit? Daar is nie 'n diepte van verdorwenheid. Want hierdie was verdorwe. Daar is nie 'n diepte van verdorwenheid waaruit die evangelie nie mense kan uithaal en kan red nie. Laat ons nie durf dink dat enige sonde of sondige lewe so vreeslik is dat die offer van dat dit die offer van Christus oortref nie. Petrus sê hierdie tipe lewe met hierdie lys sondes, dit was julle werklik. Maar Christus se kruisdood is kragtig genoeg om julle selfs daar uit te haal, om dit selfs uit te vee. Dis die eerste en die tweede ding, Petrus se punt en wat hy hierso sê, is hy gee nie nou 'n lys dinge wat hy sê, Christene, julle moet hierdie vermy nie. Julle moet hierdie dinge nie meer doen nie. Nee, hy gee nie net morele opdragte en voorskrifte vir die kerk nie. Nie in hierdie teks nie. Wat hy hier besig is om te doen, is hy sê, julle was dit, julle is nie meer dit nie. Julle is uitgehaal uit dit. Dit gaan oor hulle identiteit, gaan oor ons as Christene se identiteit. Hierdie soort lewe is nie meer wat julle is nie. Het is belangrik dat ons dit hoor. Ons moet kyk na die wêreld. Ons moet sien hoe die wêreld die dinge van die Here benader.
hoe hulle gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid benader, hoe hulle te werk gaan. En dan moet ons hoor by ons Here, julle is nie meer dit nie. Die tyd is genoeg. Die tyd wat julle daarin gewandel het, is genoeg. Julle is nie meer dit nie. Christus het julle gekoop, sy lig in julle laat skyn. Julle grootste en hoogste vreugde en bevrediging lê nie meer in die uitgieting van losbandigheid nie. Dit lê nou in gehoorsaamheid aan die wil van God. Daarom lewe julle nie meer so nie. En daarom ly julle ook. Vers 4. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. En hulle laster. Indien jy die res van jou tyd hier op aarde, soos Petrus sê, die oorige tyd in jou vlees, indien jy dit gaan lewe met dieselfde ingesteldheid, dieselfde gedagte as Christus, dat God en sy wil vir jou meer kosbaar en bevredigend is as die wêreld, gaan jy ly. Jy gaan beswadder word, jy gaan teengekant word. Die wêreld sal aanstoot neem aan jou. Die wêreld sal ongemak ervaar. Jy pas nie meer in nie. Die wêreld is besig met 'n wedloop waar alles glad en effektief na die verderf lei. En jy het omgedraai. Jy gaan nou stroom op. En jy doen dit deur eenvoudig net nie saam te gaan met die goddeloosheid van die wêreld nie. Nee, deur net die wil van die Here te soek. En dan gaan jy ly. Hier is nie ver van jou af nie. Dat mense jou laat ly en kwaad aandoen en kwaad van praat, wanneer jy net nie saam met die norm van die wêreld aangaan nie, maar bly by wat die Here sê. Dit is nie ver van ons af nie. Hier is gereeld binne die kerk, onder sogenaamde Christene, onder familie. Indien jy standpunt inneem oor sake wat die wêreld ywerig in die verkeerde rigting ingaan, soos God se skepping van man en vrou en die verskil, God se wil oor homoseksualiteit, oor aborsie, oor egbreek, oor die misbruik van die Here se naam, dan gaan jy stroom op. Jy moet dit weet. Dan is jy soos die profete wat na Israel toe gaan. Israel wat almal God se volk is. En sê, bekeer, julle is nie besig om te doen wat die Here julle voorroep nie. En dan word hulle gespot, verdryf en selfs doodgemaak. Indien jy eenvoudig lewe met God se wil, wat vir jou meer bevredigend en meer kosbaar is as enigiets wat hierdie wêreld kan bied, sal jy nie inpas nie. En sal jy ly. Hoor dan Petrus se bemoediging, vers 5. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Nie 'n fout maak nie. Moenie 'n fout maak oor hoe God dit wat aangaan, wanneer jy getrou is en daarvoor leed aangedoen word en sleg gesê en uitgesluit word, moenie 'n fout maak oor hoe hy dit beskou nie. Moenie 'n fout maak oor hoe sake voor sy regstroon staan nie. Dit voel dalk nou, as Christen moet ek verdrukking ly. Dis wat Petrus keer op keer deur hierdie boek sê. Seën wanneer jy gevloek word. Moenie terug uitskel nie, soos wat Christus nie terug uitgeskel het nie. Los dit oor aan die Vader. Verdra swaar kry, wanneer jy ly vir die goeie. En dan voel dit, ek moet dan net ly en verdrukking en laster ontvang en bespotting vat en niks kom daarvan nie. Word valslik beskuldig en dan word kwaad en kwaadwilligheid en liefdeloos van my gepraat. Jy word deur die wêreld geoordeel as arrogant, onkundig, een wat skade maak. As dit so nodig om te sien wat Petrus hier sê, is hierdie aardse regsbank
wat jou so gaan beskuldig, jou so gaan verdryf vir getrouheid aan Christus, is tydelik. Is tydelik, dit is beperk. Die ewige regter en koning sal kom, hy sal die waarheid openbaar, hy sal die harte en die siele van die mense almal voor hom bloot lê, en hy sal reg laat geskied. Teenoor jou, wat moes ly vir getrouheid, hy sal die onreg wat met tye blyk om te triomfeer regstel, wanneer hy as koning kom. En hy kom gou. Hy staan gereed, sê Petrus. Hy hoef nie eers sake in orde te kry nie. Hy hoef nie eers al die feite op die tafel te kry nie. Hy kyk nog heeltyd. Hy nog nie een oomblik ophou kyk nie. Hy staan gereed om sy oordeel te vel. Niemand sal sy regsbank ontduik nie. Hy sal oordeel oor die lewende en die dode. Hy sal selfs die dode opwek om hulle op die dag voor sy regsbank te stel en die waarheid te ontbloot. So besonder om daaraan te dink, ons vind hierdie troos en reg so in die opstanding van die liggaam. Dat wanneer ons Here Jesus kom, sal ons liggame opstaan en vir ewig by hom wees, maar hier is die tweede troos van die opstanding. Die dode wat lyk asof hulle wegkom daarmee deur die wat getrou is aan Christus te verdruk, hulle sal ook opgewek word en voor sy regsbank gestel word. Die vraag dan, is hierdie alles die moeite werd? Is dit die moeite werd om te strewe om getrou te bly aan God en sy wil, terwyl ek selfopofferend daarvoor moet ly? Was dit die moeite werd vir ons gelowige broers en susters wat alreeds gesterf het? Dis 'n vraag is wat Petrus hulle gehad het. Hulle het tot die einde toe gestrewe na God se wil en hulle het gelei. Hulle is verwerp, verneder, verdruk en het gesterf, net soos al die ander mense, sonder dat enigiets reggestel word. Die laaste woord vir hulle was die oordeel van die wêreld. Vanuit die wêreldsperspektief het hierdie soort lewe wat hulle geleef het, niks beteken nie. Tot niks uitgeloop nie. Dan sou die gelowiges in Petrus daar vra, was dit dan die moeite werd? Die vraag word finaal deur Petrus geantwoord in vers 6 in ons teks. Daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word aan die mense in die vlees, maar lewe na God in die gees. Petrus is nie hier besig om te sê dat die evangelie verkondig was aan mense na hulle gesterf het, sodat hulle 'n tweede kans tot redding kry nie. Die skrif is baie duidelik daar, ons het laasweek ook daarna gekyk. Ons een kans, die dag van verlossing is nou. Na hierdie lewe is daar nie 'n tweede kans vir verlossing nie. Wat Petrus wel sê is, toe hierdie mense nog geleef het, hierdie broers en susters van die gemeente aan wie Petrus skryf, toe hulle nog geleef het hulle die evangelie gehoor en hulle het daarin geglo. Daarom alles hulle verwerp, alles hulle verneder, alles hulle veroordeel en verdruk deur die wêreld, na die mens in die vlees, na hulle liggame. Al blyk dit asof hulle strewe na God se wil, ten spyte van hulle lyding, niks beteken het nie. Selfs al het getrouheid hulle lewe gekos, lewe hulle by God. Die dood, hoe dit ook al mag lyk, verhoed nie die evangeliese krag nie. Hulle is deur die mense veroordeel en verwerp, maar lewend gemaak by God vir ewig. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof U, die regter, U wat is en wat was en wat kom. Dankie dat ons waardig geag mag word om vir Christus te ly. Om saam met hom in eenheid met hom te kan ly. Dankie dat U ons vanuit hierdie verdorwe wêreld gered het, terwyl ons dit nie verdien nie. Ons is immers deel van hierdie verdorwe wêreld. En
tog het U ons uit vrye welbehae genade geskenk. Dankie vir die Gees wat ons versterk en in staat stel om te volhard in gehoorsaamheid aan U wil, selfs al kos dit ons baie. Met ons eie sal ons die stryd opgee nog vooruit begin het. Maar deur U genade weet ons sal volhard tot die einde, want die goeie wat U begin het, beloof U om te voleindig. Ons dra aan U die kerk in hierdie wêreld op, en die besonder daar waar dit meeste kos om aan U getrou te bly. Wil U deur U woord kragtig ons broers en susters daar versterk en bemoedig. Hou hulle oë tog op U en U heerskappy gerig. En gee tog verligting. Gee tog uitkoms. Vernietig die werke van die duiwel en sy ryk. En laat U koninkryk kom. Ons bid ook vir die nagmaal wat ons volgende week wil vier. Seën ons in ons voorbereiding, openbaar opnuut die sondigheid van ons hart en ons hande aan ons, dat ons weer met nuwe ywer sal vlug na Christus en ons saligheid buite onsself in hom soek. Mag ons die rykdom van U genade en U versterking weer ervaar aan die tafel. Verhoor ons bede, Vader, in U geliefde Seun se naam ontvang. Amen. Ons antwoord ons Here dan verder weer vir hom te sing uit Skrifberuiming 43, waar ons sing vanuit die briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring. Skrifberuiming 43 sing vers 1, 4 en 5, waar ons in vers 5 sing hoe Christus sê, ek kom gou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou die erekroon ontroof. Wie oorwin, hom sal ek bevestig, as 'n seil sal hy verrys, om daar nooit weer uit te gaan nie, in my God se pragtpaleis. Skrifberuiming 43 vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou bewaar.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.